Goeiemôre almal. Dis heerlik om weer by my eie lesenaar te sit en na 'n heerlike tyd wat ons met die kinders gehad het, dan besef ek as my week begin en ek kyk na my dagboek, dan beplan ek gewoonlik my tyd ook en vanoggend sit ek met 'n dagboek wat redelik skoon is voor my en ek besef dit is ook wat 'n breek en 'n vakansie behoort te doen. Dit moet jou so 'n bietjie op 'n plek bring van resetting en laat jy so 'n skoon bladsy het voordat jy weer met nuwe ywer begin werk. Vanoggend vroeg toe ek my inbox oopmaak, is daar 'n artikel van Francis Frangipane en soos julle weet is hy regtig een van my gunstelinge omdat die Here hom baie keer gebruik om so met my te praat en omdat hy so 'n wonderlike mondstuk van die Here is in baie van ons se lewens. Nou ek wil vanoggend sommer net 'n bietjie met ons lekker praat oor wat hy gesê het, want hierdie is iets wat ek en jy baie mee sukkel. Ons bekende skrif in Romeine 12 vers 1 wat sê ek en jy is 'n lewende offer vir die Here, dan besef ek dat ons is lewende offers. Dit is baie maklik om 'n dooie offer te wees. Jy het gelewe en jy word doodgemaak en jou laaste 'n handeling was, ek gee my lewe vir die Here, ek lê myself neer en daarmee sterf jy as jy dan 'n dooie sacrifice gaan wees en nie gaan aanhou lewe nie, maar 'n lewende sacrifice is daai plek waar ek en jy al die vlees moet doodmaak en dan moet ons kan wegstap van daar af om te sê, Here, ek het dit na U toe gebring en ek wil my lewe lewe soos wat U my die offer wat U vir my was. U het gesterf sodat ek kan lewe, maar ek wil my lewe in U hê. En vanoggend toe kyk ek na die gedeelte van Francis Frangipane en ek dink sommer aan ons eie lewens. Baie keer dan raak ek en jy geïrriteerd met ander mense, mense in die gemeente, mense in ons familie, mense in ons gesin, en dan is dit baie maklik as ons toegee aan daai negativiteit, dan raak dit al hoe meer en meer en meer. Dit stop nie. As ek en jy nie daarmee deel nie, as lewende offers om dit na die Here toe te vat nie, om dit dood te maak nie, dan groei dit en dit neem toe, en waar jy bietjie geïrriteerd met iemand was, raak dit dan absoluut soos 'n berg later aan tussen julle. En dit is hoekom dit so nodig is dat ek en jy daagliks 'n lewende offer vir die Here moet wees, dat die Heilige Gees hierdie goed vir ons kan wys. Nou, iets wat my vanoggend nogal regtig ontstel het, toe ek na myself kyk, is Openbaring 12 vers 10 en 11, wat ek en jy so goed ken, waar daar staan, now the salvation, the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come. Dis wonderlik, ons het daai koninkryk van God, die autoriteit van Jesus. For the accuser of our brethren has been thrown down, who accuses us before our God day and night. En ek besef dat ons het in die eerste plek alles wat Jesus vir ons kom doen het, maar as ek en jy nie deel met die goed wat die accuser in ons lewe probeer doen, en dan deur ons lewe met ander mense doen nie, dan kry ek en jy nie die krag en die glorie en die autoriteit wat Jesus voorgesterf het in ons lewe nie. En ek en jy raak dan 'n mondstuk vir die vyand. So al sy accusations wat hy gee, alles wat hy, al hierdie negativiteit wat hy voer vir my oor myself en oor ander mense, ek begin dit dan uit te spreek en ek begin sy mondstuk te word en ek begin dan hierdie goed bedink en hoe meer ek dit bedink, hoe meer raak dit nie net 'n gedagte nie, maar 'n optrede in my. En dan sit ek met 'n gesindheid wat so sleg is en ons kan 'n wonderlike verhouding met iemand byvoorbeeld hê, maar die oomblik as ons daai kritiek begin toelaat,
dan begin dit te groei in ons en dit word later 'n boom wat soveel vrot vrugte bring dat dit ons hele lewe sal kom inneem. En as ons kyk na, ons is so lief, ek is so lief om te sê, dat Jesus het gesterf en ek lewe nou in hom. Nou ons het almal die woord van God, wat vir ons die riglyne gee, wat vir ons die blauwdrukplan is van hoe 'n kind van die Here behoort te wees. Ons het dit alles geskryf en ons probeer dit navolg. Daarom het ons die Heilige Gees daar om ons te verander, daarom het ons prys die Here, repentance daar, dat ons hierdie verkeerde goed in ons lewe kan aanhou en aanhou en aanhou, vergifnis vra en die Here aanhou en aanhou vertrou om ons te verander en die keuses te maak om in die verandering te begin stap en te begin wandel. Maar 'n baie belangrike ding wat ek vanoggend opnuut weer raak sien en ek wil dit met julle deel, is dat in lewe en in sterwe, sê Paulus, wil hy Jesus volg. Nou Jesus se fisiese lewe het op aarde geëindig, maar wat doen hy nou in hierdie nuwe dimensie? Onthou, ek en jy word op aarde verander, want ons gaan tot in alle ewigheid soos Jesus wees en lewe. Jesus doen nou dag en nag. Romeine 8 vers 34 en Hebreërs 7 vers 25. Jesus doen daagliks vir my en jou intersessie. Wat dan beteken dat Jesus wat gesterf het vir al die verkeerde goed, doen nou intersessie vir my en vir jou, sodat die verkeerde goed, die vlees in ons lewe kan sterf en sodat ons al hoe meer en meer soos hy kan wees. Nou, om dit te bring by my en jou, beteken dit, as ek iemand in die gemeente sien of iemand in my lewe sien wat verkeerde goed doen en ek laat toe dat daai gedagtes in my denke 'n vesting begin raak, gaan ek hierdie persoon judge, ek gaan al die verkeerde goed raak sien, ek gaan fout vind, ek gaan verkeerde opinie sê, verkeerde persepsie sê, en dit gaan my verhouding met so 'n persoon vorm. So, dit is hoe goed gebeur wat verhoudings breek. Jesus het gekom om verhoudings te herstel. Ons verhouding met hom te herstel. En wat so wonderlik is, sy restaurasie van verhoudings is op al die vlakke van ons lewe. So Jesus het nie gekom om af te breek nie. Dis die werk van die vyand. Hy het gekom om te herstel en te bou. Dit is die werk wat Jesus voorgekom het. En dit is die werk wat hy vir my en vir jou gegee het. En ek besef net dat die vyand wil so graag vir ons opinies gee en persepsies gee, dat kritiek en foutvindery, negativiteit en al die verkeerde goeders in ons lewe kan na vore kom, in ons verhoudinge na vore kan kom. En weet julle, ek wil 'n getuienis lees wat Francis Frangipane hier skryf, wat my so aangeraak het. Many years ago, I belonged to a national Christian organization that had several serious problems. At that time, I was pastoring a small church and I felt perhaps we should leave this group because of what was wrong. So, with fasting and prayer, the congregation and I began to seek the Lord. At the end of the time, I wrote a list of complaints and actually holding them before God, I prayed somewhat self-righteously, Lord, look at the errors in these people. Direct us, Lord. What should we do? Immediately the Lord replied, have you seen these things? Yes, Lord, I answered. I have seen their sins. To which God said to me, so also have I, but I died for them. You go and do likewise. Sjoe, en ek het net eenvoudig besef dat in plaas van te kyk na ander mense se tekortkominge en se foute en se, wees jy die krag. Paulus kom en hy sê vir ons, ons is deel van 'n liggaam en as daar plekke is wat swak is, dan moet ek en jy sterk wees.
So wanneer daar iemand is in ons lewe wat negativiteit het, wat slegte goed doen, wat 'n gebrek aan dissipline het, wat soveel goed, ons kan dit maar net eenvoudig opnoem, liefdeloos is, dan daai persoon is swak. Dit is hoekom hy daai vrug dra. Ek is die een wat as ek in Jesus is en in sy woord is, dan kan Jesus se krag deur my kom en daai persoon versterk. Maar terwyl die Here dit doen, is hy ook besig om my hart te verander en my hart te versterk. Want wat in ons hart is wat uit ons mond uitkom. Dis nie so seer die goed wat ons sê nie, die goed wat ek en jy kan 'n echo wees van die accuser of the brethren, of ek en jy kan die waarheid en die krag van God se woord wees. En daarom, elke plek waar ons swakheid sien, in ons eie lewe en in ander mense se lewe, laat sy krag en sy sterkte dit kom verander in die eerste plek in ons harte, en dan kan dit deurvloei na ander mense toe. En elke plek waar ons sit met vrees, vrees vir so baie dinge, vir ons kinders, ons mans, ons huwelike, ons finansies, ons besighede, ons noem dit maar net op. Elke keer kan ons daai swak plek bring en ons kan dit kom bekragtig, bemoedig en kom oprig deur God se krag, as ek en jy in Christus hierdie goed hanteer. Wanneer ons kyk na mense en ons is verstom, veral kinders van die Here, waar hulle 'n wêreldgesindheid het, waar hulle verkeerde goed doen, waar hulle teen die woord is, waar hulle in plaas daarvan om daaroor te praat, gaan na die Here toe en gaan wees jy die krag wat God wil gebruik om daardie goed in ander mense se lewens te bid en te verander. Hê jy daai Jesus gesindheid vir die ander mense. Wanneer ons kyk na 'n plekke waar ons tekorte het, hy het alles in hom opgesluit, gees, siel en liggaam wat ek en jy nodig het. Ons moet net sorg dat ons by daai kragbron ingeplak bly. En weet julle, die vyand het 'n manier om heel eerste as hy kom om 'n echo deur ons te wees. Daai negativiteit teenoor ander mense kom onmiddellik en dit sny ons van die krag van die Here af. Want die vyand weet, solank as wat ek en jy deur God bekragtig word, ons is as God se suksesverhaal aarde toe gestuur. En ek en jy met ons lewens preek vir principalities en powers, deur dit wat ons reg doen in die woord van God. Wat 'n wonderlike plek is dit nie, om te weet dat daai plek waar ek en jy swak voel, waar ons voel ons is moeg, waar ons voel ons het vrese, waar ons voel baie keer goed is nie moeite werd nie. Nee, skus tog, kom na die Here toe en sê, Here, dit is hoe ek voel, maar ek weier om toe te gee aan my emosies en aan my opinies. Ek kies om u woord te gehoorsaam. Vader, as ons kyk vanoggend na hierdie woord, dan weet ons, Jesus het gesterf, sodat ons kan lewe. En ek wil vanoggend bid, Here, kom bekragtig elke een van ons, om nie mense te wees wat die vyand se woord sal weer klink en af te breek nie, maar om mense te wees wat u woord met 'n boldness sal verklaar en dat ons sal opbou en sal herstel wat u ons geroep het op aarde voor. Kom Gees van God en kom bedien elke een van ons, sodat u naam deur ons lewens verheerlik sal word. Amen.